Dit sneeu nou al dae aaneen en die diep sneeu wat die rotse en gleuwe en velde bedek, maak dit vir Heidi onmoontlik om vir Pieter se ouma onder in die dal te gaan kuier. Elke oggend vryf sy vinnig die yslaagie van die venster af en hoop om die son te sien skyn. Maar sy en haar oupa sal nog lank daarvoor moet wag. Brigitte, Dis ek, moenie skrik hê. Sneeu nog stukke aan een. ek het gedog as die kind wat eindelik weer kom kuier. So gou dit ophou sneeu, dink ek sal sy kom. Lyk mos vir my die kind het ouma se hart gesteel. Ja, sy is so vrolik. As dit tog net 'n slag wil ophou sneeu sodat ek weer buite toe kan gaan. Wat 'n speletjies ek nou weer speel. Josef, jy kan ons baie goed ry. Kan jy nie miskien ry of die weer gaan verander nie? Jy kan gerus jou oë oopmaak en vir my kyk as ek met jou praat. Oupa bly mos al baie jare lank hier. Weet oupa nie wanneer die sneeu gaan ophou nie? Nee, my liewe kind. Hoe moet ek dit dan ook nou weet? Want elke liewe jaar is dit anders. Het oupa ooit probeer om vir die sneeu te vra, oupa? Ek doen dit jaar na jaar as dit nie wil ophou sneeu nie, my kind. En? Hoe hard ek nou ook al geroep het, daar was geen antwoord nie, glad niks nie. Het oupa nou die waarheid gepraat of trek oupa sommer my been? Hoekom vra jy dit self nie? Dis glad nie snaaks nie, oupa. Dis presies wat ek nou gaan doen. Sneeu. Asie. Ek kom nou terug. Ek gaan net gou 'n bietjie buite toe, oupa. Het julle lank gewag? Ag, ek het skoon vergeet. Dit, vat hier so. Is dit lekker? Moenie bang wees nie, hier is 'n bietjie koring ook by. Kom eet saam. Oupa, dit het opgehou sneeu. Dit het nou net opgehou sneeu en onder die groot boom sit 'n klomp spierwitte hasies. Dink oupa kan nou weer vir Pieter se ouma gaan kuier. Ek gaan net gaan aantrek. Nee, hier kom vandag nog 'n kwaai sneeustorm aan. Maar dit het dan opgehou sneeu. Toe maar wat, my kind. Jy weet die winter hier in die berge is taai. As dit hier sneeu, sneeu dit partykeer weke aan mekaar. Maar mens kan dan die son sien. Ja, en die wolke, hulle waarsku ons dat ons kort voor lank 'n kwaai sneeustorm gaan kry. Jy's nog al hierdie dinge leer ken. Die weer sal nie hou nie. Kyk, dit lyk amper asof 'n mens die berge met 'n uitgestrekte arm kan raak. Ek sal die hasies moet waarsku. Sit my bietjie neer, oupa. Ek's nou terug. Dit sal nie lank vat nie. Heidi, so 'n sneeustorm in die berge is gevaarlik, maar gou hoor, dit bars nou los. Goed, oupa. Ek is vreeslik jammer, maar jy moet dadelik huis toe gaan. My oupa het gesê dat daar 'n sneeustorm aan die kom is. Wat is dit? Wat gaan nou aan? 'n Hond. Toe maar moenie bang wees nie. Maak dat jy wegkom, jou nare ou hond. Ja! Josef, kom terug. Dis mooi, hy sal nie gou weer terugkom nie. Dankie Josef, jy het jou goed gedra. Nou is jy veilig. Jy kan nou niks oorkom nie, die hond is weg. Jy kilie meisie my lek. Die hond jou erg laat skrik.
Eberhard, hier langs. Die hond het 'n ribbok opgejaag. Hé, Padazel, dis ons man. Luister nou, dis gevaarlik. Wat staan jy daar as wie wortel geskiet? Gee pad, jong. Ek bly net hier. Dan bly daar eenvoudig niks anders hoor nie. Toe kom nou, geen op pad. Ons hond het hom uitgesnuffel, hy is ons. Is nie. Luister, as jy doen wat ek jou sê, dan kry jy 'n persent. Ek wil niks hê nie. As jy nie nou dadelik geen pad nie, gaan jy met my te doen kry. Nee. Hy mag soos hulle sê. Toe. Daar bly nou net een ding oor om te doen. So haaskan het ek nog nooit gesien nie. As julle die bokkie wil skiet, dan sal julle eers vir my moet skiet. Heidi, jy weet nie wat jy sê nie. Hulle sal dit regtig doen. Dan moet hulle maar. Jy het heeltemal laf toe man geen oor, dan sal hulle niks doen nie. Hy weet daarvan hy praat. Kom hier so, Heidi, staan net een tree die kant toe. Nee, ek sal dit nie doen nie. Ek bly net hier waar ek is. Hierdie bokkie is my ma. Nou luister, jy staan een kant of ek skiet. Nou skiet dan. Heidi, nee. Ek tel tot by 3. 1. Liewe land. Hierdie kind is skynbaar hoegenaamd nie bang vir gewere nie. Ek weet glad nie wat ons nog kan doen nie. Ons moet maar liever loop, Eberhard. Kom toe. Dis 'n gemors. Toe nou, roer jou latte. Ons gaan 'n bietjie uitspan. Ja, goed, ek kom dadelik. Hardloop maar en soek vir jou 'n digte bos uit, hoor. Moet dit nou jy daai ribbok wees wat jou maat is, Heidi? Dit was nie baie oulik nie. Jy weet tog goed dat ek af en toe in die winterjagters hier op die Versigtig berg wees. rondloop om 'n voetjie te verdien. Het jy nou gehoor wat ek gesê het? Hoe kon ek dit help dat hy na my toe gekom het? Dis hy wat my graag vir 'n vriend wou hê. Ons maak altyd dieselfde ou storie. Lyk vir my al die diere is jou vriende. Sou jy dan vir my ook so iets kon gedoen het, Heidi? Nee, ek sou nie. Ja. Dan is maar binnekom, ons wil net 'n bietjie rus. Dis koud daar buite. Ek dink ons moet maar ophou vir vandag. Die kans lyk te sleg. Nee, maar het gesê is volle bokke. Ek gaan eers terug as ek 'n takbok plat getrek het. Nie voor die tyd nie. Dag Peter. Dag oom. Was hulle regtig vir hier by oom in die hut, hè, oom? As jy jou oë oopmaak, sê jy hulle kan sien. Kom maar binne. Dankie. Is nog een. Aha, dit lyk nie sleg nie. Ons sal glad nie omgee om ietsie te eet nie. Ons sal natuurlik betaal. Hoeveel vra jy, meneer? Hier is nie genoeg kos vir ons almal nie. Wat? En wat van daai stapels kaas daar agter, hè? Ek het gesê hier is nie genoeg nie. Dis tog waar wat hy mense sê. Val maar weg, kinders, en geniet dit. Dankie oupa, dit gaan lekker Ja, slaap. dankie. So, ek is honger. Jy sit op my stoel. Hè? Jy het my nie gehoor nie. Ja, goed vat hom dan. Nou, so waar wat die mense sê. Die ou man is totaal van sy kop af. Ek het eers gedink dat sommer al snap. Dis ook gewonder nie, hy bly al jarelang stoksiel alleen in die boer. Daar raak mens so. Kom jong, ons gaan verder jag. En roer jou latte boetie. Ons betaal jou nie om hier te sit en eet nie. Ons moet vandag ten minste 1 takbok plat trek. Ja, kom dadelik as ek hier klaar is. Ek moet net gou klaar eet. Nou doen maar gou. Miskien moet ons maar van takbokke vergeet en kyk of ons 'n steenbok kan kry. Nou? Maar daar's 'n sneeustorm aan die kom. Julle moet huis toe gaan, my oupa het so gesê. 'n Sneeustorm in die berge is baie gevaarlik. Julle moet gou by die huis kom, né, nee, oupa? Ja, dit is. Hierdie weer sal nog net 'n rukkie hou en dan gaan dit lospas. Wat het ek jou gesê? Die ou man se kop vat nie meer so lekker nie, hy eil. Buite skyn die son, maar hy praat van 'n sneeustorm. Mens word so in die berge. Gemeen. Ek sien ook so. Kom nou. Ons het vir jou gesê, ons betaal jou nie om rond te sit en niks doen nie. Het jy ons gehoor, jong? Trek my nie. Ek kom nie meer saam nie, ek bly net hier Dan so. kan jy maar van jou voetjie vergeet. Totsiens. Ons kan hulle mos nie sommer net so laat gaan nie.
Bly liewe hier. Moenie alleen verder gaan nie. As my oupa sê daar kom 'n sneeustorm, dan is dit regtig so. Dis te gevaarlik. Dit lyk vir my jy het ook aangesteek. Kyk net hoe naby lyk die berge. Die weer gaan nou verander. Ja, ons hoor jou kind. Ek kan hom sien. Hy hol al voor hier was. Ek dink hy het hom gekwes. Keer jy daai kant. Hier gaan toe. Hier is 'n paar spore. Hierdie Billy is ty. Hy gaan ons moeilikheid gee. En sommer skielik begin ons sneeu ook. As ons moet teruggaan, as dit so aanhou sien ons nou nog nie meer 'n tree voor ons uit nie. Dis tog snaaks. Maar ons kan nie nou opgee nie. Ons het hy steenbok amper rimper. Daar, die hond het hom. Ek weet al nie. Ek hou net mooi niks by hierdie weer nie. Daar draai jy so. Kom nou, Gerard, ek dink ons moet omdraai. Ek kan nou niks meer sien nie. Hoekom omdraai? Dit voel aan van my of ons op pad huis toe is. Waarvoor wag jy? Ek ken hierdie soort weer. Hoor hoe suis dit. Die storm gaan nog lank aanhou. Ek ken so 'n storm. Is jy bang of hoekom lyk jy so verskrik? Nee, maar die jagters het nog nie teruggekom nie. Ek hoop net hulle het eers 'n skuilplek gekry. Hou tog op om jou te staan en bekommer oor hulle. Hulle het mos dan gesoek. Ja, maar dit maak nog nie saak nie. Dit is gevaarlik buite, Pieter. Jy het dit tog oor en oor vir hulle gesê en hulle wou nie luister nie. Nou sal hulle sien hoe hulle gaan klaarkom maar buite. Nou kan hulle mos wys hoe slim hulle is. Dis nie die regte pad nie. Ons moet 'n ander pad probeer. Ag, twak. Dit sê jy nou al die afgelope 2 uur lank. Hou jou mond en volg my. Myne kom nou heel bo, bly nou net doodstil. Ek wonder wat maak die jagters nou. Maar Ek is jammer, maar ek kan net nie ophou om aan hulle te dink nie. ek sê hoe hy so bo gebly het. Sien nou hulle verdwaal, dan gaan hulle verkleim. Ek seker hulle het verdwaal. Ek weet dit. As hulle die regte pad gevat het, het hulle al lankal hier by ons uit verbygekom. Ag, hou tog asseblief op. Is dit die enigste pad na die dal toe nie? Ergste is dat ek ook nou sal moet teruggaan. Jy moet versigtig wees, jy moet tog nie verdwaal nie. Nee, wat ek sal nie. Sien my eerste sneeustorm nie. Ken die wêreld hier bo goed. Ek het eintlik maar in die berge groot geword. Nogtans, Pieter, ek is baie bang. Ag, wat. Gee oupa glad nie om wat van die 2 jagters gaan word nie. Waar gaan oupa heen? Bly asseblief nog 'n rukkie by Heidi tot ek terugkom. Dis reg so, ek sal bly. Kom 'n bietjie later huis toe gaan. Maar waarheen gaan oupa? Ek moet gaan kyk wat die 2 jagters aanvang. Ag, dankie oupa. Ek sal hulle wel kry.
Kom, Josef. Toe jou lummel, staan op, laat ons gaan. Totsiens. Wees versigtig, oupa, asseblief. Hallo! Hallo! Wat koud buite. Kom maar binne julle twee. Dis glad te koud vir hulle in die stal. Hier by die vuurtjie sal hulle warm word. En dan moet ons hulle sommer melk op. Emmy, was die jag toe daarom suksesvol geweest? Dankie tog dat jy ons gekry het. Julle nou slaap, sê julle beslis verbly. Toe is julle wakker. Sy. Nou is hulle weer waar hulle behoort te wees. Wanneer oupa terugkom huis toe, gaan hy sommer baie bly wees hieroor. Pieter, dink jy nie dat oupa tamelik lank wegbly nie? Ek hoop nie hy het iets oorgekom nie. Weet nie. Dis Josef se blaf daai. Is dit? Ja, het is. Ja, pa! Ja, daar kom hulle nou. Oupa! Hy het die jagters toe gekry. Hoera! Oupa is weer terug. Ag, ek is so bly dat oupa hulle weer gekry het. Stadig, oupa. Ek kom oupa help. Ons het vir oupa 'n kannetjie melk op die vuur gesit. Op watter plek het oomie toe jagters toe gekry? Was dit nie gevaarlik nie in hierdie vreeslike sneeu? Oupa het lank weggebly. Nee. O Josef was mos. Alles het goed afgeloop. Jy's verniet bekommerd.
Ek is so bly, oupa. As daar ooit weer jagters kom, dan hou ons hulle net hier. Peter het die nag by Heidi hulle geslaap. En toe die son die volgende oggend weer skyn, is die tweeetjies saam afdal toe. Tada, oupa, sien oupa weer vanaand. Die twee jagters bly nog so rukkie by Alm U om oor die ergste skok te kom. Ek's jammer. Ek besef ons het ons taamlik dom gedra. Ja, ons het net 2 klein kindertjies opgetree. Kinders weet soms beter hoe om hulle te gedra. Hulle luister. Maar ek verwag dit maar van julle soort. Mense is almal eeners. Julle dink die wêreld behoort aan julle. As dit nie vir Heidi was nie, het haar oupa glad nie die twee jagters gaan soek nie. Maar dit het hom hoegenaamd ook nie laat sleg voel nie. Hy kon nou maar eenmal nie met hierdie dorpenaars wat naweke die natuur kom verstoor het, oor die weg kom nie. Hy kon hulle glad nie verdra nie en hy het ook geen geheim daarvan gemaak nie. Hy het geweet dat hy jagters nie kan verbied om daar te jag nie, maar hy wou met hulle niks uit te waai hê nie. Ouma, ons is terug. Die son het weer begin skyn en Heidi het baie pret in die sneeu. Sy en Josef Kerjakke ure lank op die spierwit sneeu kom wers. En sy bring ook baie tyd by haar geliefde boom deur om te probeer uitmaak wat hy wil sê. Sy hou nooit op om nuwe dinge in die natuur te ontdek nie. En dis hoe sy toe ook die eerste tekens van die lente bespeur. Sy vertel elke nuwe ervaring in die kleinste besonderhede vir Peter se ouma en sy laat nooit 'n enkele dingetjie uit nie. Sy vertel van die blomme en die smeltende sneeu, van haar oupa en van haar diere. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer meer. Heidi